eerste diens. Ons wil graag dankie sê vir die volunteers en dis waaroor die video gaan. Nou, om net gou vandag vir julle te sê, in ons gemeente, en hier is die lys wat ons nou gaan oproep, net om perspektief te gee, daar's 186 posisies wat volunteers moet vul. En daai 186 posisies word deur 138 mense gevul. Om hierdie diens op 'n Sondagoggend te laat plaasvind, is tussen 30 en 40 mense nodig wat hier kom. So as jy net inkom en kom sit, praat ek met jou vanmôre. Okay. Jy is op die regte plek op die regte tyd, maar ons gaan mooi praat, ons gaan mooi vra, bedoel ek, jammer, my beste gee. In al die jare wat ek in die bediening is 22 jaar, kan ek met soveel vrymoedigheid sê dat ons gemeente opereer, nommer 1 op 'n verhoudingsbasis, so vir ons is verhoudinge baie meer belangrik as die dade wat gedoen word. En Tristan gaan vanoggend so 'n bietjie saam met ons share oor hoe werk dit om 'n volunteer te wees of om dankie te sê en wat sê die skrif oor die Fariseërs en die Sadduseërs en wie waar in die tempel betrokke was. Maar vir my was dit 'n voorreg toe ek en Tristan moes Durban toe gaan en hy kom uit 'n milieu uit waar ons al die pastore uitkom. As die pastoor nie daar is nie, want jy's alles. Jy sluit oop, jy sluit toe, jy's die lijk op die begrafnis en die bruid op die troue. Okay? So vir hom was dit ook verbasend dat ons albei kon weggaan en die kerk funksioneer nog steeds op sy eie. En daarvoor wil ons vandag kom dankie sê, dat hierdie kerk hang nie net af van my en hom nie. Hierdie kerk hang 100% af van almal wat daar sit. En dit is hoe ons impak maak. So ons wil vanoggend kom dankie sê, en die dankie sê gaan in verskillende rigtings. Dit gaan oor mense wat in die agtergrond werk. Dis mense wat betrokke is waar jy nie sien nie. Dis bedieninge wat hardloop wat net maak dat jy regtig kan kom sit en ontvang. So ons wil kom dankie sê vir mense wat nie eer soek nie. Want meeste van julle vir wie ons dankie sê vandag gesê, moet ek regtig daar bo kom staan? Ja, jy gaan vanmôre hier bo kom staan. Kyk, so as jy nie kan trappe klim nie, dan by die muur, of iemand gaan jou hierso help. Maar jy gaan nie bo kom staan, Tinka, ons gaan vir jou kom dankie sê. Want dit is vir ons so belangrik om net waardering uit te spreek teenoor die mense. Nou, ons gee vir elke persoon wat vir ons gehelp het die jaar, so 'n boekmerk, en dit is die ankervers waarop ons gebaseer is. En die vers daar is in Galasiërs 6:9 wat sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. En hoor gou, as jy dit doen vir my of vir Tristan, gaan ons jou kwaad maak. En as ons jou kwaad gemaak, dan hou jy op om te doen wat jy gedoen het. En ons ken daai mense, want hulle bedank as my kollega het altyd gesê, 'n vark in die hart is. Nee, so as jy 'n vark in die hart kry teenoor een van ons, of iemand in die kerk of 'n leier, dan loop jy. Dan is jy sommer klaar met alles. Ek wil vandag vir jou sê, ons kan jou nie betaal nie. En ons kan nie vir jou die oes gee van dit wat jy saai nie. Maar as jy dit vir die Here doen, en jy hou aan, dan gaan die Here jou beloon op die regte tyd. Amen? Goed. So ja, dit is nie net 'n belofte nie, maar dit is ook 'n uitnodiging wat vas staan. Want ons doen dit selfs wanneer niemand sien nie. Want ons beloning gaan ook 10-1 plaasvind, wanneer mense nie sien, of daar waar mense nie sien nie. En ek, as ek hom byvoeg. Ja, asseblief. Ek, hallo julle, nee, by the way, môre, nee. Hy oefen elke dag. Elke dag in die spieël. Voor ons kerk te kom, sit ek in die kerk sê ek, môre. Maar ek dink ook 'n groot ding van vandag is eintlik om onsself te herinner, en dis iets wat ek en Alex ook oor gepraat het in die week, is wanneer ons op 'n Sondag aankom en ons sien die mense is besig met hulle koffie, of op Donderdag as hulle besig is met die bandoefening of wat ook al dit mag wees, dan sien ons dat 'n gemeente en 'n kerk is op soveel meer gebou as net talente. Nee, jy kan hoe mooi preek en jy kan hoe mooi sing, maar 'n gemeente wat voortgaan is gebou op getroudheid. Is op mense wat dag na dag opdaag. En al is jy moeg, al het jy dalk 'n lekker week gehad nie, al was dit dalk 'n tawwe oggend, as jy nog steeds hier, dan is 'n glimlag op jou gesig. En jy daag op en jy serve. En ek kan vir julle sê dat dit is iets wat ons elke Sondag inspireer. Ja. Dit wys vir ons net dat julle doen dit nie vir geld nie. Julle doen dit nie vir status nie. Julle doen dit 100% vir die Here.
En dit is so mooi. Ek sê as ek uitstap, dat ek so opgewonde. En dit is een van die dinge wat ek vir Alex ook gesê het, toe ek nou toe gekom het, is die volunteersisteem wat hier hardloop, is amazing. Dit is amazing wat julle doen, en ons kan nie hierdie kerk sonder julle enigstens raak nie. Want dit is regtig ons kerk, en dit is die Here se kerk, en ons doen dit vir Here. So ja, maar ons gaan ook vanoggend 'n bietjie praat oor die Fariseërs en die Sadduseërs, en ons gaan dat Alex vir ons bietjie meer verduidelik. Ek lees al hele week op daaroor. Ek het toe ons oor die volunteers praat, en eintlik so 4 weke terug in my persoonlike Bybelstudie het ek so 'n bietjie begin vra oor die verskil, want ek kan dit onthou toe ek studeer het, maar as jy van tempelwerkers praat, of mense wat hier betrokke raak, is daar baie spesifieke kategorieë. En tot my skok, het ek wel agtergekom dat dit nog steeds in die kerk bestaan. Waar ons weet hier in die minderheid, maar in die politiek van kerk, gaan julle agterkom hierdie kategorieë en persone, gaan ewe skielik 'n naam kry, en ons moet bid, dat hulle sal verander van dit af weg. So ons het 2 groeperinge wat in die woord genoem word, en dis die Sadduseërs en die Fariseërs. Nou die Fariseërs kom so ongeveer 200 jaar voor Christus, het hulle op die prentjie gekom, want die Sadduseërs was deel van die Lewiete gewees, as julle nou reg kan onthou, die een stam wat tempelwerkers geword het. Maar die Fariseërs was volunteers, wat nader aan die tempel gekom het, en hulle het hulle self toegerus, deur om byvoorbeeld die wet te leer, en ook om skrifgeleerdes te word. Want daardie tyd was daar nie Bybels vir almal beskikbaar nie. So hulle het die woord gehad, en hulle het die woord oorgedra. So ek sal graag net gou 'n paar goed oor dit wil uitwys. Die Fariseërs was in die tempel bekend as die leraars gewees, en die Sadduseërs was die elite, het hulle self genoem. En as jy nou reg kan onthou, ek onthou my pa se grootste weerstand teen kerk, was die kar wat die pastoor gery het. Want die ou AGS pastoor het Mercedes gery. Ek of julle nou sê, hulle kon dit nie bekostig nie, as hulle hom nie verniet gekry het nie. Maar dit was 'n statussymbool gewees. Daar was 'n absolute manier hoe jy aantrek, die klere, die pak wat jy aantrek, al daai goed het deur die jare dieselfde gebly. Dat daar word verwag van iemand wat by die kerk werk, moet ryk wees, moet goed lyk, en dankie vir die wat sê, hulle sien ek word vet. Ek nou rond en ritmies, het die een tannie gesê, ek's happy. Okay. Want onthou, daar's 'n verwagting. En dit kom van daai jare af, van die Lewiete af, maar hulle het opgeleef tot daai status. Dan word hulle Sadduseërs, en waar die Fariseërs later ingekom het, en bietjie meer eenvoudiger mense was, want hulle was volunteers, hulle was Jode wat uitverkoop was aan God, Yahweh, en hulle wou graag die boodskap oordra waar die Sadduseërs nie kon wees nie. So ek wil gou so vinnig sê, die Fariseërs ontstaan so 200 jaar voor Christus, in die tyd van die Makabeërs. Daar's 'n volksbeweging wat plaasvind, en daar's 'n paar mense wat na die sinagoges toe gaan, en daar was nie genoeg Sadduseërs wat priesters kon wees nie. En daarom in die sinagoges in die kleiner gebiede, het hulle die Fariseërs as die leraars of die skrifgeleerdes gehad. En dan die rol van hulle was om leraars van die wet te wees. Hulle moes die Torah geïnterpreteer het, en dit mondelings oorgedra het aan mense, die wetboeke, eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle moes dit in 'n gewone taal oordra, want die Hebreëus was te hoog vir die alledaagse ou, en hulle almal was nie geskool gewees nie. So die Fariseërs het ingekom en gesê, kom ons doen dit op 'n mooier, makliker manier vir die ouens, om dit mondelings oor te dra, want hulle het ook nie dit geskrewe gehad nie. So, wanneer ons kyk na in Handelinge 5 vers 34, dan praat dit oor Gamaliel, en daar staan, maar 'n Fariseer met die naam van Gamaliel, 'n leraar van die wet, wat by die hele volk hoog in aansien was. Hierdie Fariseërs en Sadduseërs was almal hoog in aansien, maar die Sadduseërs was 'n bietjie hoër. Nou hoor gou hoekom. Want die Sadduseërs was betrokke in politiek gewees. Hulle het saam met die Romeinse Ryk gewerk. Hulle fokus het ietwat verander. En ek is nou al 'n paar keer in Robertson bietjie oor die vingers getik, as ek sê, en jammer as jy my wil bel, as jy welkom. Ek weet die een wat altyd bel, ek antwoord jou nie meer nie, jy weet dit ook, né? Okay. So, as ek jou call mis, dis nie jy nie, asseblief moenie sensitief wees nie. Maar ek is 'n voorstander wat sê politiek hoort nie in die kerk nie. 100%. En julle kan dit baie goed onthou. Selfs deur die COVID tydperk het ek nie betrokke geraak in politiek nie. Ons is nie hier nie, ons is hier om te bid vir die leiers van ons land. En ek glo in Romeine 13 wat sê die Here stel die regte mense aan. Al lyk dit vir ons chaoties.
Onthou net gou, ons is nie besig om te werk in hierdie land na 'n wonderlike, eensaamwerkende, fantastiese, harmonieuse land nie. Ons is besig om na die eindtye toe te werk. So, hy sê, ons boetie en sussie, hier kom hel. En as jy agterbly, 7 jaar daarvan, okay? Preek vir 'n ander dag. Goed. So hulle was in die Sadduseërs was dan daardie mense gewees, hulle was aristokrate gewees, hulle was die priesterlike familie, hulle was hoofsaaklik betrokke gewees in invloedryke areas. So met ander woorde, hulle was die mense wat bepaal het wat in die stad gebeur, hoe dit gebeur, en die Romeinse Ryk het besluite geneem saam met hulle soms, dit het afgekom en hulle het dit aan die volk oorgedra. En ek dink dit is 'n gevaarlike plek en dit het hulle ook in daai posisie geplaas. Nou die verskil tussen hierdie twee is die volgende. Ek het nou 'n klomp versies, maar ek wil gou tot die punt kom. Dat die Sadduseërs was so vasgevang in die wet dat hulle 'n paar goed gemis het, want hulle het vasgestaan op die eerste 5 boeke. So hulle het nie na die profete toe gegaan nie. Die Fariseërs was die ouens wat bietjie meer navorsing gedoen het. So die Fariseërs het byvoorbeeld begin leer oor die engele, oor geeste wat werk, en hulle was bietjie meer oop vir die hiernamaals of die eindtye. So hulle het bietjie meer soontoe beweeg, waar die Sadduseërs vasgebly het by die wet. Nou wat gebeur wanneer ons vasgevang word in 'n wet, en ek wil graag aanhaal wat my skoonpa gesê het, hy's 'n NG dominee vir julle wat nie weet nie. Hy het altyd gesê, as iemand uit die NG kerk uit aan die brand slaan vir Jesus, dan kom hulle vry. Maar as iemand uit 'n Pinksterkerk uit aan die brand slaan, dan raak hulle al hoe meer wetties. En ek sê dit vandag. Ek kom 22 jaar aan in die Pinksterkerk. Amper sê ek die Here weet, want hy weet. Ons Pinkstermense begin wette in ons lewe inbring. En die eerste wette waarin ons gaan is, we are trying to be a better Jew than the Jews. Dit was 'n Joodse vrou se woorde gewees by 'n lering. You are trying to be a better Jew than the Jews. En dan word jy vasgevang in 'n Sadduseër mentaliteit. Want dan is die wet bo verhouding. Bo verhouding met God en bo verhouding met ander mense. Jy sal daai wet probeer nakom ten koste van mense om jou. Plus, jy dink dit hang van jouself af. So as jy 'n goeie lewe leef, dan het jy 'n goeie verhouding met God. Dis alles behalwe. Jesus het gekom vir hulle wat swak is, die siekes. Hy het gekom vir hulle wat verlore is. Dis waar hy homself plaas. En as jy goed kan onthou, was dit dan nou juis hulle wat Jesus in gevange geneem het, omdat hy die regte dinge gedoen het op die regte plekke. Maar hulle mentaliteit was op die verkeerde plek gefokus gewees. So wanneer ons na die skrifgedeeltes kyk, Handelinge 23:8, want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of geen gees nie, terwyl die Fariseërs beide bely het. Dan die volgende laaste skrif wat ek wil aanhaal is in Johannes 11 vers 48, ons slaan een oor. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo, en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. En dit was die vrees wat onder die mense geheers het. Want die Sadduseërs was so verbind gewees met die Romeinse Ryk, dat hulle nie net die kerkwette nagekom het nie, maar hulle was al hoe meer in die posisie om landswette in te stel. En hulle het probeer om dit te hou. En wat was die prys? Dat mense soos Paulus, hulle was almal in die publiek, gestenig soms, gegooi met klippe, in die openbaar vergeld, vir dit wat hulle doen. En ek wil nou, voordat ek weer teruggee vir Tristan, net dit sê, vandag is niks anders nie. Vandag is niks anders nie. Die ouens wat die wet volg, sonder openbaring, ek gaan dit so stel, hulle weet wat reg is, maar hulle het nie 'n openbaring van God nie. Hulle het nie 'n openbaring van die Heilige Gees nie. Hulle vervolg die mense wat wel openbaring kry. Hulle vervolg die mense wat hoor by die Here. Hulle vervolg die mense wat nader aan die waarheid kom. En dit gebeur vandag nog. Ek onthou dat my vrou nie 'n werk kon kry by 'n skool, omdat sy Pinkster was. En dit is nie baie jare terug nie. Want dit is nog steeds uitgeroep as 'n sekte. En ek sê nie ons doen alles reg nie. Maar wat ek vir julle wil sê is, hou vas aan die openbaring van die Heilige Gees. Moenie vasgevang word in die wet nie, en moenie soos 'n Fariseër wees, wat probeer om 'n priester te wees,
maar uiteindelik is jou fokus nie by mense nie. Jou fokus lê net by God. OK, goed. Dankie Tristan. Ek dink 'n belangrike ding is eintlik maar hartsaak. Wat ons leer uit die Fariseërs en Sadduseërs. Ja, hulle het die wette geken en hulle het al die rolle gespeel. Maar as jy hoor wat hulle sê in Johannes 11, hulle gaan ons land vat. Jy weet, hulle gaan oorneem. En dit het baie gegaan oor hulle self. Jy weet, dit gaan oor hulle posisie en hulle mag. En die rede hoekom ons hierdie noem vandag van die Fariseërs en die Sadduseërs en allerlei dinge, is want daai versoekings is steeds in die kerk. Ja. Nou as jy dink aan die Fariseërs, dan dink jy aan Fariseërs vashou, okay? Hulle hou vas aan goed. Hulle hou vas aan tradisie. Hulle hou vas aan maniertjies wat hulle gemaak het, wat ook al. En op 'n dag dan verloor hulle die hart van die Here, want dit gaan nie soos wat hulle gewoond is aan. Sadduseërs is dan dit gaan oor hulle raak besig. So hulle raak besig oor posisies en oor mag en oor wie kry die eer en oor wie is voor en wie is dit en wie is dat en dit gaan alles oor hulle naam en nie oor die naam van Jesus. En op 'n einde van die dag is dit 'n hartsbesluit wat ek en jy moet neem. En elkeen van julle wat hier sit, gee vir ons 'n voorbeeld van dit. Onthou wat sê Kolossense 3 sê, wat ook al jy doen, wat ook al jy doen dit vir die Here en nie vir die mense nie. Yes. Want hy sê dan verder in vers 24, want julle vergoeding kom van God af. Dit gaan nie oor dat mense sê mooi nie. Dit gaan nie oor dat mense jou naam ken nie. Dit gaan alles oor een ding, dis die naam van Jesus Christus. Amen. En dis een ding wat een pastoor altyd vir my gesê het, hy het altyd gesê, Tristan, hulle hoef my naam te onthou. Ja. Maar as ek uitstap, moet hulle Jesus onthou. Amper sê ek Tristan, dit vir my. As ek uitstap, moet hulle Jesus onthou. Dis die ding. Ja. Hierdie wat ons doen, as jy opdaag op 'n Sondag en jy is moeg en jy is nie lus hier, wat ook al dit mag wees. Dis 'n hartbesluit wat jy neem, wat sê Here, al gaan dit nie nou al reg met my nie, gaan ek nog steeds serve. Ek gaan nie toelaat dat hierdie versoekings my oorneem. Want dis vinnig julle. Dis vinnig dat jy daai offense vat en sê, maar hulle groet my nie. Of hulle sien dit nie raak nie. Die Here sien dit raak. Die doen dit vir die Here. Wat ook wil jy doen, wat ook jou hand vind om te doen dit vir die Here. Amen. En dit is my so mooi om myself eintlik daagliks daaraan te herinner. Waarin van ek moet minder raak en Jesus moet meer raak. Sy naam moet groter raak. En dit is die hart waarmee ons serve. Amen. En soos ons na hierdie goed kyk vandag, dan verduidelik, dan eintlik op 'n van die dag kom dit neer op hierdie ding. En ek en Alex het daar gepraat al hierdie jaar en ons het baie daar, ons praat baie, julle, nee? Ek en hy, as ons Stellenbosch toe ry, dan ontleed hy my hele lewe, kry dit alles in lyn en dan volgende week dan doen hy dit weer. Ken alles van my. Hy vra, ek sê ek gaan nie weer nie. Ja. Hy sê ek aktiveer nie die life coach nie. Dan hou ek aan tot dit aktiveer is. Maar in elk geval, ons praat baie oor 'n diensbare hart. En dit maak nie saak in watter posisie jy mag staan in die kerk, by jou werk, wat ook al nie. As jy nie daai diensbare hart het, dan gaan jy uitbrand. Ja. Jy gaan moeg raak. Ja. Van waar af kom dit? Dit moet kom uit 'n plek uit van sê, Here, ek wil U naam groot maak. Ek wil serve. Ja. En as dit in 'n plek uitkom van ek wil mense impress, dan brand ons uit. Ja. Dan raak ons moeg. So ja. Ek dink die oorsprong wat Tristan sê is so belangrik, want al hoe jy kan vasstel wat die oorsprong van jou dade van diens is vra jouself, hoekom doen jy dit? Vra jouself, hoekom doen jy dit? En vra jouself, hoekom sal jy ophou dit doen? Want dit gaan bepaal vir wie jy dit doen. Weet, as jy dit ophou doen vir jouself, omdat jy moeg of waar ook al in watter posisie is, beteken dit jy het jouself voorgestel, en dalk is jy op die brink van 'n deurbraak. So, as ons na die Fariseërs kyk, was hulle oorsprong, was die wet. En die wet het gemaak dat hulle mense mis. Die oorsprong vir die Sadduseërs was aansien. Dit was posisie gewees. En hulle het God misgeloop. Omdat hulle self op die troontjie gesit het. Maar vandag kom ons om dankie te sê vir mense wat al daai goed eenkant geskuif het. En hulle doen wat die Here vir hulle gesê het om te doen. En of dit is van 'n deurgroet, koffie maak, stoele regskuif, kamerawerk, enige iets wat in die agterskerms gebeur. Ons doen dit, asof ons dit vir die Here doen, en dit maak nie saak of mense ons sien, of nie sien nie, maar vir ons, as leraars, is dit so wonderlike prentjie, want julle doen dit
julle hoef dit nie te doen nie, maar julle doen dit nog steeds. En julle doen dit, al sê ons nie elke dag dankie nie, en die laaste ding was dat julle dit doen omdat julle vir Jesus lief het, en dit is die oorsprong wat ons beleef in julle harte met julle betrokkenheid. So ek wil vra dat Tristan vir ons 'n bietjie 'n storie vertel, wat so 'n bietjie gaan help om vir julle perspektief te gee oor wat die oproepe gaan oor in die week. Almal se oogies maak so. Ja, raak gemaak. So op maandag, julle het ons deel nou pakkies uit, né? Hierdie besoekerspakkies. So ons vra op Sondag, steek jou hand op as jy nie is en dan hardloop jy die youth service deur die banke en hulle deel gou pakkies uit. Nou dan vul hulle name in en nommers en allerlei goed soos dit en dan op maandag dan gee ons hulle 'n lykie. Dan volg ons bietjie op, ons bel hulle, ons vra vir hulle hoe gaan dit, vra vir hulle of hulle besoek nodig het. Partykeer antwoord hulle nie oproepe nie, dis fyn. Nee, ons bid vir hulle. Maar op 'n dag, baie keer hierdie jaar, dan bel ek mense op 'n maandag. Dan vra ek vir hulle soos, hoe het julle die kerk ondervind? Was dit vir julle lekker? Wat ook al mag wees? En ek kan nie vir hulle verduidelik hoeveel mense wat nie in die dorp inkom, wat nog nooit hier was, wat terugkom, Sondag na Sondag. Want hulle sê vir my, as ek hulle bel, dat die eerste ding wat hulle gevoel het toe hulle instap, hulle het gevoel, hulle is tuis. Dis die eerste ding. Ja. Dat daar was nie, dat hulle gevoel het, hulle word uitgestoot, of die mense wil nie met hulle praat nie. Ja. Hulle sê, hulle staan by die koffie, in die koffiekamer, alleen, drink hulle koffie, en dan kom maar 10 mense opgeloop na hulle toe, om te gaan hoor hoe gaan het. En te vra, as jy nie die, en hulle voel sommer so tuis. En ek kan vir hulle getuig oor net, hoeveel mense sê, dat is die eerste keer dat hulle kerk instap, en hulle sien net, man, die mense wat hier is, wil hier wees. Dis 'n opgewondenheid. Ja. En dit gaan orals, dit gaan van die deur na die koffie, orals toe. Waar hulle ingestap het, het hulle gesê hulle voel tuis. En het gevoel, ek wil hier bly. En volgende Sondag, dan sien ons hulle weer. Hulle sê nie, joh, dit was 'n goeie preek. Joh, die musiek was amazing. Nee? Dit was baie mooi. Ek dink die salarisse moet nou skuif na die volunteers toe. Dit was mooi preke ook. Maar hulle sê dit regtig, dis regtig dit. Ja. Hulle begin nie deur om te sê, man, die preke was so mooi en die mense by die deur was great nie. Ja. As ek toe instap, toe voel ek tuis. En ek het 'n lekker koffie gedrink. Ja. En hulle het lekker grappies gemaak. En toe is die worship amazing, die preek is great en allerlei dinge. Maar die impak wat jy het op die mense wat hier instap, is soveel groter as wat jy kan imagine. Yes. En wat so mooi is daai idee van jy het 'n impak gehad op iemand wat hulle lewe vir die Here gegee het. Iemand wat hier ingestap het die eerste keer en gevoel het hy het nie 'n plek nie. Ja. En gevoel het niemand gee om oor hulle nie. En jy sê vir hulle of jy glimlag vir hulle. Of wat ook mag wees. Jy het 'n impak gehad op daai mense lewe. En dalk gaan jy dit nooit eens weet nie. Ja. Jy gaan nooit eens daai persoon se naam ken. Eendag as jy in die hemel kom, gaan jy dit begin raak sien. Yes. Ek dink dat 'n mens besef nie in watter toestand mense se lewens regtig is nie. Ons sit hier en kyk vir mekaar. Ons weet nie wat deur mekaar se kop en hart gaan nie. Ons weet eers wat in omstandighede aangaan nie. En 'n glimlag maak die verskil. En ons eer die Here vir julle wat op elke terrein besig is om glimlagte uit te deel. So ons sê dankie vir jou tyd, ons sê dankie vir jou energie, ons sê dankie vir jou liefde vir ons huis, vir hierdie kerk, dat jy bereid is om te serve. En ek wil sê, ons besef dit kom teen 'n prys. Julle almal is besig, julle almal het voltydse werke. Dit kos 'n prys om op 'n register te wees, en te probeer opdaag wanneer jy moet hier wees. So ons eer die Here regtig vir julle, vir die prys wat julle ook betaal in die agtergrond, wanneer julle vir die Here werk. En ons wil regtig vandag die geleentheid gebruik, om julle te seën, en vir julle te bid, en die Here te vra, om julle nuwe krag te gee, yes. Julle op te tel, en vir die wat moeg is, dat die Here julle sal, sê, we go, nog een jaar. Yes. En regtig dit, laat my dink aan die skrifgie wat ons gelees het, van Galasiërs 6. Wat sê, as jy moeg raak, moenie ophou. Ja. Op die regte tyd gaan die oes inkom. Dis my so mooi, die skrif in Jesaja wat sê, op die regte tyd sal ek die Here dit laat gebeur. En dit laat my soveel moed skep. Wanneer dit donker lyk, of wanneer ek moeg raak, of wanneer ek rondkyk, of wat ook al dit mag wees, dan herinner ek myself van dit, dat op die regte tyd gaan die Here dit laat gebeur.
En ons wil vir julle dankie sê. En vandag wil ons net julle bless met 'n pakkie. Yes. En ons wil regtig net die goedheid van die Here oor julle bid. En een ding wat ons kan weet vandag, en ek en Alex kan saamstem oor dit, is hierdie, dat die koninkryk van God Yes. word nie gebou op status van mense of op mense wat status soek nie. Dit word nie gebou op mense wat hulle name geken wil hê word nie. Dit word gebou op 'n diensbare hart. En die grootste wonderwerke wat gebeur in hierdie gemeente, Ja. die grootste wonderwerke gebeur by mense wat nie hulle eie naam probeer verhoog nie. Amen. Maar Jesus se naam verhoog. En ons eer die Here vir dit. Amen. Eer die Here vir dit. Amen. So ons wil graag die spanne oproep om te bedank, maar ek wil hê jy moet anders luister hierna. Waar ook al die Here jou wil aktiveer. Dit is, ons kerk is nie gebaseer op selgroepe nie. Daar is groeperinge. Maar ons kerk is gebaseer op bedieninge. So jy begin 'n fellowship create met die span saam met wie jy werk. En ek wil julle graag uitnooi. Ons het die groei van die kerk nie geantisipeer nie. Ons het nie gedink dat, ek wil net sê vir die mense wat nie weet nie, die swart stoele was hoeveel mense ons verwag het in hierdie kerk in een diens. Dis 200 swart stoele. Ons het nooit gedink dat die kerk gaan groei en ons gaan 'n tweede diens moet oopmaak nie. Maar dit is nie moontlik vir ons 6 voltydse staaflede om dit te kan maak werk nie. Dis julle wat veroorsaak dat ons kapasiteit uitbrei en die kapasiteit brei uit en dit raak al hoe meer moontlik om meer dienste aan te bied. En ons is so opgewonde want ons wil volgende jaar 'n kerk in Stellenbosch begin. En dat is julle nodig. Ons gaan hier opry elke Sondag aand met bands en koffiespanne en deurdiensmense en ons gaan daai studente bedien. Ok, dankie vir die 2 wat geloof het, prys die Here. Maar hier reeds, omdat dit 2 dienste geword het, ons het dit nie geantisipeer nie, vra ek julle om baie mooi te luister, want ons het meer mense nodig. En ons rekord hierdie diens ook, sodat die ouens wat in die tweede diens kom vir die kinderkerk se diens ook dit hoor. Asseblief, raak betrokke dat ons die ouens se hande kan ligter maak. Ek het die een reël in my gemeente en dit is dat ons mag nie mense in meer as 2 bedieninge betrokke maak nie. Ek wil nie hê dit moet jou fokus raak nie en ek wil nie hê jou kinders moet eendag terugval omdat jy heeldag by die kerk was nie. So al wat ek vra is om dit moontlik te maak, kom ons wees meer mense om dit makliker te maak. Amen. Goed. So ons gaan nou begin by die gebedsspan. Ons gaan gou hierdie agtertoe skuif. Sit hulle sommer hierso. So as ek nou jou naam roep, moet jy nou vorentoe kom, die verhoogie klim, en dan kom staan julle hierso vir my, ons gaan eers almal oproep, en dan as jy afloop, daar's nie geld in die pakkie nie, okay? Maar jy gaan verseker op hierdie warm weer wat ons het vandag, 'n wonderlike middag het, dit kan ek jou beloof. Goed, so kom ons begin by die gebedsspan, ek wil sommer begin met Tinka, hang jy nou die halfuur om op te kom, terwyl die ander op pad is, alright? Tannie Michaeline, so ons werk met die span, almal as jy hierdie jaar betrokke was, al het jy klaar gemaak deur die loop van die jaar. Ons nooi jou nog steeds om vir jou dankie te sê vir die jaar se werk. So Tannie Michaeline nooi ons, Talita, Loy, Tersius Malan, Martha van Deventer, oom Johan Miller, ek dink hy gaan in die tweede diens wees, maar ons sal hulle weer vorentoe roep, Teresa en Gawie Viljoen, Fransja Groenewald, Martin van Tonder, ek probeer ook nou dink as ek hulle gesien het, maar ons gaan die tweede diens weer dankie sê vir die mense. Ricardo Tredu, ons roep vir Jelani, ons vra vir Yvonne Jacobs en Kobus en Annette Myntjies. Dis die gebedsspan. Dan het ons die kinderkerk personeel, ek gaan hulle name lees, maar ons gaan in die tweede diens vir hulle gee, maar as jy hier is, kom sommer vorentoe. Anien van Deventer en Elmien van Deventer, Miana Oosthuizen, my eie persoonlike enigste vrou, Karen Visser, Beatrice Galloway, Lucia Conradi, hulle is almal by die tweede diens betrokke, Claudine Thiart, Erika Malan, Maradei Maree, Lizelle Beswick, Lizelle Swiegers, Nadia Nudee, Emmy Rautenbach, Angela Smit, sy is al bo, welke op pad Hawaii toe, ek love it, kom girl. Nee, sy het nie die blomme, ok, maar bid vir, sy wil graag gaan. Jolanda van Sail en Aida Conradi dan.
In die Youth Serve wat ons hierdie jaar begin het, is young adults en hoërskoolkinders wat betrokke is by elke dag se dienste. Ons roep hulle sommer ook Eduard en Dirkie, Landi, Christian, Shanay, Henko, Madeleine het nou betrokke geraak. Vera, Nien, as jy klaar is, jy mag nie 4 pakkies vat nie, hoor. Skryf sommer deur, dan maak ons 'n tweede ry asseblief die kinderkerkpersoneel. Julle weet mos nou hoe werk dit. Hoe is julle dan? En dan Steven, Clariska en Ethan Taylor wat vir ons help. En dan is ons by die blomme. Daai tannie sal ook seker in die tweede diens van hulle wees. As jy hier is, kom vorentoe asseblief. Ansie Malan, Lita Berry, Tannie Anita Klaasen, weet Tannie Michaeline se is al hier en Tannie Sofia wat ook is. Tannie Anita moet vorentoe kom asseblief. Die jeugbedienaars gaan ons hulle sommer vorentoe roep. Shelly en Henko is reeds hier. Ek en Tristan mag nou nie vandag genoem word nie, want ons word mos betaal. Nee, so 'n naampie sê nie, okay. En dan Shanaykie is weer daar, Kent Sparks, Eduard en Anine, 2 van hulle is reeds hierso. En dan die lofspan, nogal 'n groot groepie, Ananda, Rikus, hulle gaan almal in die tweede diens wees met hulle kinders. Karna, jy kan vorentoe kom, die liedjie speel seker. Gil, kom. Hy sal self aangaan. As dit oorgaan in trompette, ek weet nie, maar kom maar anyway. Dan sit Anja Kordier, sy gaan in tweede diens wees, Lenet van 'n Vyver, Lindy de Wet, Chrisna Kleinhans, Reinag Janneke, Jenny, daar agter kom sommer ook asseblief, Tinus, Annelore, Anja en Justin Rankin, Corneille, jy kan ook maar kom, jy hoef nie nou te skakel nie, ons gaan nou skakel. Nee, kom maar. Kom wat hulle sien, wie daar is die voltydse betaalde ou agter. Goed. Henko is reeds hierso en ek wil gaan sê van Henko dat hy in al hierdie bedieninge betrokke geraak het. Dis nie deel van sy work description nie. Okay, so dis beautiful. En dan het ons vir Juliet, ons het vir Marius, Readine, ek het hom geoefen vanoggend. Dis dit mooi, nee. Goed. En dan sit Ralf. Waigard. Het ek dit reg gesê? Prys die Here, waar kry julle vanne? Okay, so Nytjie is hierso, Lisa het verskoning gemaak, Vernon is hierso, Vernie, jy kan kom, Lizelle Taute, jy kan kom, Isna is hierso, Christian, wat by die kamera werk, Rikus, ons het Rikus en Rikus, hy is klaar hierso, dankie, en dan vir Amalia en Rian Verbeek en Nicolas de Beer is nie, François, jy kan kom, jy is nog altyd student deel, kom, kinderke, das hy, Lizelle, help die mense, kom, mag gou tweede ry asseblief my vriend, 'n derde ry bedoel, hier is al baie mense, goed, ons is nou eers hier mense, en hier is nog hierdie kolomme, okay, goed, so, dan het ons vir François hierso, Teresa is reeds hierso, en dan vir Waltie, maar gaan jy nou maar daar bly Waltie, kyk gou almal om, waar's Waltie, Waai, Waltie, waai. Sy Waltie, goed. Die sosiale media span is Susan Janneke, sy help ons, die ander is voltydse staf. En dan onder die evangelisasie, en luister gou mooi by die musiekspan, kom ek klem net gou daarop. Ons het mense nodig by die data. Daai agterste boks daar agter is soveel werk, en ons kort nog mense. Daar agter werk 3 mense. Dis 'n kamerapersoon wat tussen die kamera skakel, die tweede is die klankpersoon en dan die multimedia persoon. En ons kort nog mense, as jy rekenaarvaardig is, kom ons sal jou leer. Selfde by die evangelisasie, we need hands. Okay, so ek gaan gou dit lees. Jean van Tonder het verskoning gemaak, dan die Clary, is sy klaar op pad. As julle hier is, moet julle kom vir die dankie sê ook. Waar's Chrisna, want ek sien haar man. Stop it, girl. Ferdi? Nee, maar ek het gelees. Ferdi, jy weet mos jy is, kom op, Ferdi, kom. Maar jy was die eerste een hier gewees toe ek hier kom, so jammer daaroor. Clary Peens, dan vir Tannie Suzette Fernhout, Ina Nudee, Nikkie van Tonder, Kobus en Annette is reeds hier, Nyler is nie hier vanmôre nie, hy is deel van dit, Lynette is deel van dit, en John Myne en Charlize Fernhout is die evangelisasiespanne. Dan is nou ons kameramense, Gideon, jy moet kom asseblief, maar jy is, okay, kyk gou, hy is daar, en daar staan Riza, sy is ook daar, sy gaan julle nou afneem. Goed, en dan die dansgroep is weer Nikkie van Tonder, Angelique Olpen, en dan het ons vir Jane, klink verkeerd as ek het sê, Pyn, maar ek dink is al van, goed, hoe jy dit spreek, Sonja de Kok, en Eleanor, waar is, ek het daar gesien, daar so, sy het mooi gesing op vanoggend.
Goed, en dan die deurdiens, Anton, asseblief kom jy, Elsje. Ek weet nie of sy hier is, ek het haar nie gesien nie. Erika Du Plessis, ek het gesien, sy is daar agteruit. Dan die Hester, en dan Ian Smats, ek weet nie of hulle hier is nie. Ilse Gous, Jenny is daar, Joanne, jy kan vir ons kom asseblief. En dan Kent, Marius weer, Marius Riadien, Marius Stein, Marlene Smats, saam met Ian, en dan het ons vir Marlies Immelman, ons het vir Waltie, wat daar by die kamera is, as hy groet hy by die deur ook, en Lizette, kom asseblief. En dan het ons vir Petrus Parks, Ricardo is reeds hier voor, Tersia Breitenbach, het 'n prosedure gekry, maar ek dink nie aan die Tersia is hierso nie. En dan het ons vir Wilhelmina Nel en oom Johan Nel, hulle is ook nie gesien nie. Angela is reeds hierso, Michelle, Juren asseblief, as jy kan kom, en dan oom Pietie Klaasen, asseblief oom Pietie. Dan die vluitige vingers, Elmarie. Waar is Elmarie? Ek het haar mos gesien. Kom girl. Die Here het jou mos gesond gemaak, het jy die trappe kan klim tot heel bo. Anton, sal jy net vir Elmarie help asseblief? Julle moet hier voorkom staan van oom Pietie, julle asseblief. Goed, koffiedienspan, ons tweede laaste kolom. Anja Kordier, Jacques, Olivier, jy kan nou sommer jou vroukie saambring asseblief. Goed, so ons het vir Jacques daarso, en dan het ons vir Jenny, ons het vir Juliet, Kent, Letitia, sy vrou, as julle gewonder het, weer vir Marlene, Marlies Immelman, Nadia Steenkamp, Petrus Parks, Stacey Stein, ek het haar gesien, kom Stacey, en dan vir Vera, ek het vanoggend verbygery, toe sê ek, is jy weer aan diens? Daar is iemand het dit gekry, dankie. Vera aan diens, ok, goed. Lizette Marie, dankie Kent, Blondie. En dan het ons vir, sien ek moet fokus. Ok, so ons het vir Stacey Vera, ons het vir Lizette wat reeds hier bo is, Gideon en Ilse Wiet, waar is julle, ek het julle gesien, is julle klaar bo? Hulle maak koffie, ok, so hulle kan nie wees nie. Johan en Aletta Miller, hulle is hierso vir die nagmaal, maar ek dink nie hulle is al hier nie. En dan die kerkraadslede wat nou hier is, die ander is in die tweede diens, oom Herman, ek het gesien, Tinus is hierso, oom Tertius kan vorentoe kom, hy is hier by die gebedspan reeds. Hy raak nou al koud, waar is oom Tertius? Hy sal moet groei. Lang, lees jou Bybel en bid. Okay. Oom groei, okay, nee, goed dan. En dat is van Ananda, Jacques Immelman en Reinag wat dan reeds hier voor staan. Die 60 Aksie Plus span, wat alles reël daar, het ons vir Isabel Swiegers, ons het vir Hester Stein, ons het vir Ansie Liebenberg en ons het vir Selmarie, jy kan ook sommer hier voorkom staan. Die sisters bid hier is Tannie Annelien, ons bid vir haar, sy is by oom Nou, om hom te versorg op hierdie stadium. En dan die broodjies mense, is 'n lang lysie, maar gaan vinnig deurlees, as jy nog nie hier voor staan nie. Miana, Ilse Gous, Hester Stein, Ansie Liebenberg, Susan Janneke, Suzette Fernhout, Simoneide Tooi, Risa weer 'n keer, Wilhelmina Nel, Rina Bauer, Hilda May, Martha van Deventer, Lenice, Louise Stemmet, Milnie Kriel, Emmy Rautenbach, Janine Brandt, Anshanay, Lita Berry, Elaine van Heerden, Jana Oosthuizen, Fiandra Erasmus, Marlies Immelman, Martie Bierman, Angela Smit, ook reeds hiervoor, Christo de Villiers en Elrie Barnard. So ouens, hierdie is die mense wat die goed laat gebeur. En ons wil graag 'n gebed oor hulle bid. Okay, maar nou moet ek sien wie's oor in die banke om vir ons te bid. Ek weet, jy slaat angs uit, jy's bang ek kies jou, nee. Oom Andre is die uitverkorene. Het ek Jenna wat gesing het. Kom sissie, is in die youth band. Kom girl. Julle weet mos nou. Ag, mag ek nog, sal oom Andre vir ons kom bid asseblief. Mag ek nog iemand oproep, nee? Elsie, kom girl. Kom staan sommer hier voor by my. Elsie is die een wat vir ons skoonmaak hier in die kerk. En luister, julle kan mors hoor. En julle doen dit goed. So Elsie, ons waardeer julle ook. Ek weet nie, waar is Tristan se mikrofoon? Hy is by die kamera. Goed, ek gaan sommer hierdie een vat, is reg? Dis hy. Oom Andre, as oom sommer seën kan bid, ek wil van my kant af sê, baie dankie. Baie dankie. En hierdie, julle weet hoeveel name nie opgekom het nie. In die tweede diens gaan ons vir hulle dankie sê. So baie dankie, as oom Andre klaar, nee, oupa kan maar praat. As julle klaar, so julle moet op die verhoog kom, as julle afstap, kan julle vir julle pakkie vat, jy mag nie vir elke bediening vat nie. Ok, so is once upon a time.
Die Bybelskool is hier, die Bybelstudiespan is ook hier, so dis dan die Michaeline en Herman wat het hardloop met julle leiers onder julle. Net julle twee, want nie julle weet wie julle is, wat julle doen, hoor. Goed, dankie oom Andres, oom vir ons gebed kan bid, sal dit wonderlik wees, dankie. Yes, thank you, dankie pastoor. Ja, dit kan sien nie van my raak, nee. Maar Vader, ons kom na u in die naam van u seun Jesus, want u is 'n groot en 'n heilige God. Vader, ons kan vir u net sê dankie, dankie, dankie vir hande wat werk, hande wat help, hande wat seën. Yes, Lord, then we pray that you will bless these hands, Father God, that you bless these people, Lord. We pray, Lord, for their families. We pray for their children and their grandchildren, that you bless them. Father, we pray for wisdom and we pray for guidance, that whatever we do, we'll do to the glory of your name. Thank you, Father, that we can pray a blessing over these people, over our brothers and our sisters, and we glorify your name for that. In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask that and we proclaim it. Amen.